Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Spreuke 24 vers 16 sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Die Bybel sê nie dat gelowiges immuun is teen terugslaan nie. Jy kan skielik nuus kry wat jou asem wegslaan. Jy kan teleurstelling, verlies of mislukking in die gesig staar wat jou in die donker laat. Dit is egter belangrik om te besef dat dit nie 'n skande is om deur die lewe geskit te word nie. Die gevaar lê egter nie daarin om te val nie, maar eerder om te bly lê. Die skrywer van Spreuke 24 sê vol vertroue dat al val die regverdige 7 maal, hy staan weer op. Nie miskien nie, maar hy sal. Jou permanente adres is nie die grond nie. Die vyand sou graag wou hê, jy moet glo dat waar jy geval het, is waar jy hoort. Maar die woord sê, jou toekoms word nie gedefinieer deur die oomblikke wat jy geval het nie, maar deur die besluit om elke keer weer op te staan. Baie mense wat gevra word hoe dit gaan, antwoord met die volgende woorde. Dit gaan goed onder omstandighede. As kind van God, hoef ons egter nooit onder ons omstandighede te wees nie. Want God gee ons die krag om bo ons omstandighede uit te styg. Wanneer jy in die donker is, word die Here self jou lig. Dan vertrou jy nie op jou eie wilskrag nie. Jy vertrou op die Here. Jy kan dalk val, maar deur Jesus se krag kan jy elke keer weer opstaan. Die vyand vier dikwels te vroeg sy oorwinning. Hy sien mense gebind, gesinne onderdruk, drome wat vertraag word, en neem dan aan, dit is verby. Maar die woord sê iets anders. Want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Wend jou hart vandag tot hierdie waarheid. Spreek dit oor jou lewe. Spreek dit oor jou familie. Spreek dit oor jou toekoms. Here, dankie dat dit nie die einde van my storie is wanneer ek val nie. Want wanneer ek val, gee U my die krag om weer op te staan. Wanneer ek in die donker is U my lig. Help my om nie te bly lê nie, maar om deur U krag elke keer te kies om weer op te staan. In Jesus naam bid ek dit. Amen.